Hi, Venita hier. Ok, so ons gaan nou vandag kyk hoe lyk die Publishing Pro binne die dragon, soos hulle sê. Glad nie so moeilik nie, dit is eintlik baie maklik. So as dit jou eerste keer is wat jy hier kom, gaan jy natuurlik geen inhoud hier in die my book section hê nie, want jy het nog niks geskryf nie. Wat jy gaan doen, jy gaan kom en jy gaan hierdie create button klik. En as jy dit geklik het, dan gaan dit vir jou die volgende skerm oopmaak en daarin gaan jy jou boekse besonderhede insit. Nou in my geval, ek gaan nie vir ons dit doen nie, ek het al klaar vir ons weekly workout for beginners hier om mee te werk en ek gaan die edit button klik. Soos jy kan sien, is om net so trek dat hy ons nie allemaal confuse nie. Nou as jy nou gegaan het in die begin en jy het hierdie create button weliswaar geklik, dan sou jy ook hier die boek content skerm oopgemaak het. Dit is dieselfde paadjie. Wat ons hier gaan doen, is ons gaan natuurlik vir ons boek hier moet 'n naampie gee. Ons gee ons boek 'n titel. Ons sê wie is die auteur en jy kan penname gebruik, so Kindle het geen probleem met dit nie. Dan gaan jy hier gaan en sê waar op jou eie rekenaar gaan jy jou boek stoor. As jy wel 'n copyright page wil bysit, dan klik jy hierdie boksie en dan doen jy dit, en as jy weliswaar 'n maatskappy geregistreer het, kan jy dit daar insit. Nou as dit jou eerste keer is, dan gaan jy afkom hiernatoe en jy gaan sê add a chapter. En dan gaan jy begin in die chapter editor werk en jou boek skryf en hoofstuk vir hoofstuk, soos jy dit dan nou klaar maak en voltooi, kom lys hy dit hierso in hierdie area. Nou hierdie area gebruik hulle ook om jou, wat die Engelse noem, table of content of inhoudsopgawe dan te skep vir jou boek. Baie gemaklik. Reg, nou as jy hierdie dubbelklik, wat hy dan doen is, hy wys vir jou, hy gee vir jou 'n idee van wat is in die hoofstuk van jou boek, sodat jy weet, is dit die een waarmee jy wil werk, al dan nie. Ek dink die een waarmee ek wil werk is hierdie Tuesday triangle push-ups, en ek gaan vir ons die edit chapter button klik. Reg, so nou is ons binne in die chapter editor, verskoon my, en vir die wat weliswaar al met 'n woordverwerker gewerk het, al hierdie icons of ikone in Afrikaans sal dan baie bekend voorkom, want hulle is presies identies soos wat jy kry in Word en in Writer en al daai ander woordverwerker programme. Nou vir die ou wat nog nooit voorheen in 'n woordverwerker gewerk het nie, om met enige van jou bestaande tekst te werk, moet jy dit selekteer, en jy kan dit jou muis bring, hier is nou hierdie i dingetjie, en jy kan hom in 'n woord sit en net dubbelklik met die gewone linkermuis, en dan sal hy net die woord selekteer. Alternatiewelik kan jy buite die lyn staan en klik, en hy sal dit, of jy kan klik die muis se button down hou, en drag, en hy vat dan vir jou hy selekteer dan 'n ry of 2. Nou ja, maar voordat jy met enigiets kan werk, moet jy die teks geselekteer hê. Wat ons dan hier kan kom, is hier by Tahoma. Dit is die font selekteerdertjie. Hier kan ons 'n ander font kry, en ons kan hom 'n bietjie vergroot, of inderdaad het ek hom nou verklein. Kom ons maak hom 'n bietjie groter. Alternatiewelik hier het jy die font grow icon. As jy hom klik, dan maak hy ook vir jou die font groter. Nou, dit is nie noodwendig die beste font in die wêreld nie. Dit is dalk 'n beter font. En ons 22 miskien way too big. Ons gaan hom kleiner maak. Ons kan die font kleiner maak. Wat ek wel gehoor het, is dat Georgia, die font Georgia, is die gemaklikste op mense oog op 'n rekenaarskerm. Nou, ek sou reken, ek weet nie of dit presies dan so ook werk met 'n Kindle nie, of dit daar ook getoets is nie, as ek myself net kan kry om by DEFG te kom, Venita. Dat is net daar kom, dat ons sien hoe lyk die Georgia font. Hier is die Georgia font, is nie 'n lelike font nie, het lyk baie mooi. So, soos hulle sê, dit is dan nou 'n beter font, 'n gemakliker font op die oog. So kan ons die fonts, om dan nou bold te maak, selekteer jy dit, en jy maak het bold. Nou, uit die aard van die saak is hierdie 'n toggle switch, so jy stel dit deur om te klik, sit jy dit weer af, of haal jy weer die formatering weg. Jy kan dit italics maak, dan slaand hy so bietjie.
jy kan die goed underline, hulle het even vir ons 'n double underline gegee. As jy hier kyk, dan kan jy sien, hy het nou mooi gedouble underline. Nou wat ek hier het, is 'n eraser, 'n format eraser button. Dit is pragtig. So as jy nie hou van wat jy gedoen het nie, dan klik jy dit net, en jou teks is weer terug soos wat jy dit gehad het. Dit haal ook natuurlijk hierdie type formatting helemaal af. Alternatiefelik kan jy gaan na File en Undo, en dan sit hy dit weer terug waar jy dit was. En as ons nou home toe gaan, en ons gaan net hier af, en ons haal net die double underline af, dan het jy jou, en ons sal met die italics ook afhaal, hy is nog een italics, jy sal sien, die icon is so bykie geshade, as hy nog geselecteer is. Dan wil ek vir julle wys van die superscript en subscript. Het ek net gauw vir ons hier ietsie intik, en ek gaan die 2 selecteer, deur oor om te trek, en dan as ek daar gaan na superscript, dan lig hy die 2 in die lig, of as ek dan na subscript toe gaan, dan sit hy vir my onder. Nou, weet ook dat jy kan nie net gaan, as jy daar is en tik, wel jy kan, maar dan gaan jou font gaan ook in subscript, wees jou res van jou tekst. So jy gaan hom moet selecteer, en hom afsit, om jou font nou weer op 'n gewone grootte te kry. So dit is superscript en subscript. Dan kan 'n mens ook gaan, en jy kan vir jou 'n tekst highlighter kleur kry, soos ek dit graag in rooi wil gehighlight het, dan kan ek dit so doen, dit is baie erg op die oog, ek gaan net weer selecteer, en sê, haal dit af met die eraser, of ek kan hier gaan, en ek kan my tekstse kleur, net die kleur self gaan, so hier het jy die font color, wat jy dit mee speel, en hier het jy die highlighter, wat jy om dit vir hom gee. Wat ek ook vir jou wil wys, is dat hier, as ek hierdie nou alles afhaal het, hier, as ek hier kom, het ek 'n shading, wat vir my 'n hele boks gaan gee. Nou, hulle sê die formatting vir die Kindles gaan outomaties, want hier kan jy jou alignment stel. Jy kan dit centreer, of links hou, of regs, en wat ons noem justified of blok. Nou dit sal so in so 'n blokformaat op die Kindle wees. Nou as ons dit geselecteer het, en ons gee dit dan so, dan het hy 'n hele blok highlight teenoor, ek wil nou net vir jou hierdie wys, teenoor hierdie een, as ek hierdie afhaal, en ek gaan kies net hierdie type highlight. Kom ons maak hom blou. Jy sien hierdie vat net stukkies, en daai een gee vir jou 'n hele blok. Dit hang af wat jy wil doen. Ok, ons gaan hierdie gauw afhaal eers. Ons wil niks swee nie. Wat ek vir jou wel wil wys wat handig is die replace functionaliteit wat hulle hier het. As jy nou 'n boek geskryf het, en sê in jou boek, het jy 'n naam, of 'n pleknaam, of iets gebruik, wat jy agterkom, jy wil nie meer so hê nie, of dis verkeerd, of wat ook al, dan is hierdie 'n baie handige tool, hierdie replace, om daai stukkie tekst dan te gaan verander. Nou in ons geval, ek gaan sommer net hier gaan, en dan gaan sê ek, verander vir ons, die woord genade, hy is nie in hoofletters nie, skies toch dames en heren, hier gaan ons klein lettertjies, en ons sit sommer 'n nommer in, om dit makliker leesbaar te kry. Dan gaan ek sê replace all, en hy gaan vir my sê, hy het 4 replacements gemaakt, en wil ek ook die rest van my dokument laat deurgaan. Ek sê nee, dankie, dit sal nie nodig wees nie. En as ons nou hier kyk, orals waar die woordjie het ons nou 'n nommer. Nou ja, ons wil dit nie so hê nie, so ek gaan sommer net file en undo, dat hy net ons goed weer regstel na waar dit was. Reg, soos julle kan sien, het ek hier 'n pragtige prentjie van 'n man. As jy hom wil resize, het jy hierdie handles, wat ons noem handles, en dis goed om hom op die hoeke te resize, want dan hou jy jou ratio. Anders, as jy hom dalk net hier op die kant te trek, dan het die ou naand so type gesiggie, wat nie regtig noodwendig reg is nie. Reg, hier wil ek ook vir jou wys, voordat ons met die insert aangaan, 'n handige tool is hierdie hide
en show van die paragraaf marks. Nou hierdie marks gaan glad nie print nie, gaan glad nie op jou werk verskyn nie, dit is net 'n visual aid om vir jou te wys hoeveel lynspasies het jy tussen jou paragrawe, hoeveel spasies is daar tussen jou woorde, en dat dit nou nie snaaks lees nie, dat hy ook kan sê, nee, ek wil net een hê, en ek wil regtig net een lynspasie tussen dit hê, en jy selekteer net en delete dit. Dit is baie lekker. Nou, jy kan hom aansit en afsit soos dit jou pas. Ek gaan hierdie delete, en dan wil ek vir jou wys, hoe gaan haal ons 'n foto. So, jy gaan sê insert, op die insert menu hier, inline picture. Nou, Kindle skryf voor dat jy wel jou images moet insert en nie net copy and paste nie. So jy moet hierdie insert metode volg. Ook wil hy hê dat dit wel gesentreer moet word. So as ons hierdie meisie hier wil hê, kan ons dit so doen, haar 'n bietjie kleiner maak. Ek wil net vir ons hier ook gaan wys hoe maklik sit jy as jy na reference toe gaan, kan jy 'n caption insit. En dan sê ons 'n figure caption, dis figure, en ons sê, dis silent power walking. Nou, uit die aard van die saak is dit 'n baie groot font vir so 'n klein image, so ons gaan terug home toe, en ons gaan ons sommer hier so gaan kleiner maak die font. Nou, ek wil vir ons net nog 'n prentjie insit, want ek wil vir ons vir julle iets wys. Ons gaan met daai klaar maak. Hier het ek sommer net 'n klomp teks. Kom ons gaan hier en ons sê insert nog 'n prentjie, en ons gaan haal 'n lieflike kind wat besig is om oefening te doen. Ons kan haar ook 'n bietjie kleiner maak. Ekskuus, ons gaan home en ons gaan dit center, en dan gaan ons hierdie center, en dan gaan ons weer reference toe, insert a figure caption, en hierdie dogtertjie se naam is Nicola, en sy is besig om haar oefening te doen. Nou, omdat die font in hierdie afdeling reeds klein is, as ons nou terugkom home toe, sal jy sien, hy is nog steeds op 'n 10. Hy is al klaar op 'n 10. Maar wat ek vir jou wil wys, wat handig is met hierdie captions wat ons hier insit, is jy kan iewers op 'n bladsy, op 'n plek in jou dokument kom, of jy nou onderaan die teks is of waarop, sê, maar ek wil vir julle 'n lys gee van al my table of figures. En as ek hom selekteer, dan gee hy hom vir my. Dan sê hy vir my, power walking is op bladsy 1, Nicola is op bladsy 4. So is dit nie lieflik nie. Nou ja, hierdie video gaan nou 'n bietjie lank aan. Ek gaan hom nou eers stop. Ons gaan in die volgende video weer aangaan. Baie dankie dat julle gekyk het.